Ek wil met jou gesels vanmôre oor 'n man wat geleef het so 2000 jaar gelede. En al praat dit van 'n man in die Bybel, kon dit net so 'n persoon gewees het wat dieselfde ervarings gehad het as wat hierdie man gehad het. En ek gaan tussen die lyne in lees. Dit wat ek met jou gaan deel vanmôre is nie so geskryf nie, maar ek wil my half indink dat hierdie man het so 'n ervaring gehad in sy lewe en dis hoe hy geleef het. Hy was 'n pa, hy was 'n man, hy was getroud gewees, hy het 'n vrou gehad, heel waarskynlik ook kinders, praat nie van kinders nie, maar ek glo hy het kinders gehad. En hy het baie aande, het hy ook op sy bed rondgerol, en hy was nie seker oor dinge in sy lewe en in sy wêreld nie, oor die politieke omstandighede in sy omgewing, in sy land waar hy gebly het, was nie gunstig gewees nie, want daar was Romeinse onderdrukking. Hy het hom seker bekommer ook oor sy kinders. Wat die toekoms is daar vir my kinders? Hy het hom sekerlik maar ook bekommer oor, is ek genoeg vir my familie? Sorg ek genoeg vir my familie? Is ek goed genoeg vir my familie? En so het hy heel waarskynlik baie aande lê en rondrol en hy kon nie in die slaap raak nie en al hierdie goeders het deur sy gedagtes gegaan. En as hy nie kan slaap nie, dan het hy miskien opgestaan en dan daar in die dorpie gaan rondstap. En soos wat hy deur die dorpie stap, dan sien hy maar, hier lê 'n ou op in die veld en hy is huiweloos, hy het nie huis nie, hy is haweloos, hy lê daar in die veld. En hy bekommer hom, dat het so gaan in sy omgewing, dat daar mense is wat nie 'n huis het nie, dat is haweloos. Dan stap hy verby 'n huis en dan sien hy maar die lig is nog aan daar en daar's 'n rusie in daai huis, die man en die vrou stry met mekaar en dis woorde wat heen en weer gaan. En hy sien dit en hy beleef dit en hy sê, is dit so regtig in ons omgewing? En dan stap hy 'n bietjie verder aan en dan sien hy daar's kindertjies wat nog in die straat rondloop daai tyd van die aand en sê maar hoekom is hierdie kinders nog op straat? En dit bekommer hom. En elke aand en dan is dit hierdie selfde gedagtes wat by hom opgaan. Hy kan nie verstaan hoekom gaan dit so sleg in sy omgewing nie. Slapelose nagte. En as hy deur die dag deur die dorp loop, kom hy daarop af, op 'n rabbi wat besig is om mense te leer. En hy staan daar op 'n afstand want hy wil nou nie assosieer met hierdie mense nie, want hy is daai Bible punchers, jy weet, ek wil nie een van hulle wees nie. Hy staan aan die een kant en nou luister hy en dan hierdie rabbi leer sy mense hoe om die beginsels van die lewe toe te pas in hulle eie lewens. En dan bring hulle iemand wat siek is na hom toe en dan lê hulle die hand op en dan bid hy vir hulle en dan word hulle gesond. Dan bring hulle iemand wat met duiwels beseet is, dan dryf hy die duiwels uit. En dan bring iemand na hom toe wat blind is en hy smeer modder aan sy oë en hy kan sien. En hy druk sy vingers in ouens wat doof is in ore en hy bid vir hulle en hulle kan hoor. En hy sien hierdie dinge gebeur en hy sê, maar daar's goeie goed wat ook gebeur. Hy sien nie die sleg wat in ons omgewing gebeur nie. En dan lê hy van die aand op sy bed en hy rondrol en hy kan nie in die slaap raak nie. En hy besef, maar ek wil 'n bietjie met hierdie rabbi gaan gesels. Hy het iets wat ek nie het nie. Hy beleef iets, 'n vrede wat ek nie het nie. En hy staan daar die aand op, en klim uit sy bed uit en hy begin stap. En hy het uitgevind waar hierdie rabbi thuis gaan die aand, want hy is nooit op dieselfde plek en hy is elke aand in 'n ander huis. Hy kom in die nag na Jesus en hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie dinge tekens doen, wat u doen as God nie met hom is nie. Ek sien iets wat jy het, wat ek nie het. God moet met jou wees, want duidelik is hy nie met my nie, want ek leef in storms. Ek het storms om my lewe en ek sien storms raak en ek het nie vrede nie. God moet met u wees. Want dit wat jy doen, is nie elke dag nie. Dis nie elke dag sy dinge nie. En ek dink daar was 'n oombliekie van stilte. En Jesus het hierdie man so gesit en kyk. En Jesus weet. Hy weet wat 'n storms in mense se harte en lewens is. En hy weet wat hierdie man se probleem is. Onmiddellik het Jesus geweet, wat is hierdie man se probleem? En antwoord hy
sê van voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weergebore word nie, en die ander vertalings praat van, as iemand nie van bo gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Jy gaan nie hierdie dinge verstaan, as jy nie weergebore is. Jy gaan dit nie verstaan. Jy moet van bo gebore word, voordat jy dit wat ek doen, kan verstaan. Nicodemus, interessant genoeg, sy naam beteken nogal oorwinnaar onder sy mense. Dat is wat sy naam beteken. Maar hy het nie as oorwinnaar opgetree nie. Hy was 'n slagoffer van sy omstandighede. Hoe kan 'n mens as hy oud is gebore word? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Sien, dit was sy prentjie. Hy verstaan nie geestelike dinge nie. En as Jesus sê, jy moet van bo gebore word en weer gebore word, hoe is dit moontlik? Dit is prakties onmoontlik. Dit kan nie gebeur nie. Jesus antwoord, ek sê vir jou, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees, nie kan in die koninkryk van God nie ingaan nie. Weer eens sê vir hom, jy wil koninkryk dinge verstaan, dan moet jy weet, koninkryk dinge is geestelik, is nie fisies nie, is nie vleeslik. Jy kan dit nie vleeslik en fisies beoordeel nie. Hier is 'n geestelike beginsel. Jy moet van bo gebore word. Jy moet uit water en gees gebore word. Dit is 'n geestelike geboorte wat in plaas van jou lewe. Jy is net liggaam en siel, maar geestelik is daar niks in jou nie, jy is dood. En ek dink weer eens was daar 'n oomblik van stilte en Nicodemus dink terug. Ek kan onthou toe daardie mal man daar by die Jordaan mense gedoop het. Waar hy uitgeroep het, ek doop julle wel met water tot bekering, want hy wat na my kom, gaan julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy koppers in sy hand en hy gaan sy dorsvloer deur en deur skoonmaak. Is dit miskien waarna hy verwys? Hy, voor wie ek sit, doop met die Heilige Gees. En dis iets wat ek nie het nie. Dis 'n geestelike beginsel. Ek kan dit nie fisies oordeel nie. Jesus gaan verder en sê, wat uit die vlees gebore is vlees. Wat uit die gees gebore is gees. Moenie verwonder dat ek jou gesê het, jy moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waar jy nie gaan nie. So is elkeen wat uit die gees gebore is. Jy verstaan dit nie. Maar dit is werk wat God doen. Dis soos wind wat waai, jy weet nie waar hy vandaan kom, jy weet nie waar jy gaan nie, maar dis iets wat gebeur. Heilige Gees kom doen iets. Jy weet nie waar het vandaan kom nie, maar hy doen nogans iets. Nicodemus antwoord en sê vir hom, hoe kan hierdie dinge gebeur? Hoe is dit moontlik? Weer eens, vanuit 'n vleeslike beginsel, praat hy en Jesus sê vir hom, jy is 'n leraar van Israel, en jy weet die dinge nie. Jy wil geestelik voorstaan. Jy wil geestelik leiding neem. Maar jy het nie die geestelike beginsels onder die knie nie. Jy kan dit nie fisies vleeslik beoordeel nie. Dis geestelike dinge hierdie. Dit kan net geestelik beoordeel word. Dis waarom ek vir jou sê, jy moet weergebore word en van bo af gebore word, weergebore word. Soos die 53 vertaling vir ons dit sê. Jy is 'n leraar van Israel. En jy weet hierdie dinge nie. Voorwaar ek sê vir jou, ons spreek van wat ons weet. En ons getuig van wat ons gesien het, en julle neem ons getuienis nie aan nie, want julle sê vir ons gesê is. Julle plaas 'n etiket op ons. Ons praat oor die geestelike dinge. En duidelik het Nicodemus dit nie. As ek julle van die aardse vertel, en julle glo dit nie. Hoe sal julle glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe hy wat in die hemel neergedaal het.
naamlik die seun van die mens wat in die hemel is. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens ook verhoog word, so elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, want so lief het God die wêreld, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jesus praat van homself. Daar is die lam van God, wat die sondes van die wêreld wegneem, luid dit nog in Nicodemus se ore. Waar hy mal Johannes daar langs die rivier ook gepraat het. Ek onthou dit. Die lam van God, wie ons jaarliks geoffer het, neem sy voor my. En hy neem die sondes van die wêreld weg. Hy neem die sondes weg. So lief het God in die wêreld. En hy kon net so wel gesê, Nicodemus, dit sluit jou in. Dit sluit jou in. En ek weet, jy sal ons hier baie geloop en mense se gesien wat in omstandighede is, en dit sluit hulle ook in. Dit sluit almal in. Nicodemus, elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie die wêreld veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. That is the default position. Sien, as jy nie glo nie, is jy verlore. As jy nie in hom glo nie, is daar nie lewe in jou nie en jy is dood. Hy wie die seun van God het die lewe. Hy wie die seun nie het nie die lewe nie. En dis presies wat Nicodemus hom gevind het, self gevind het. Hy het nie die lewe gehad nie. Want hy het soms op sy bed gaan en rondrol en dan bekommer oor alles. Daar was geen lewe in hom nie. Geestelike lewe nie. Hy het nie gehad nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. Want elkeen wat die kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, want sy werke is, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat sy werke geopenbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Ek het ons nou gevra oor hierdie werke. Die het na my toe gekom. Maar wat nie vir ons gesê is nie, is, het Nicodemus daarop reageer? Ek twyfel. Ek twyfel. Dit het in sy gedagtes bly ronddwaal. Sien, jy kan weet van hierdie dinge, maar jy kan dit nog nie toepas nie. Jy kan weet daarvan. Jy kan die kopkennis hê, maar nog nooit toegelaat het, dat hy in jou lewe inkom en jou verander nie, en 'n nuwe mens maak. Geestelik herbore. Ou dinge het verbygegaan. Alles het niet goed. Hy het ook nie ervaar nie. Maar dat hy Jesus wel verdedig. Verder lees ons in Johannes wat ons sê, toe die raad by mekaar kom en sê, ons moet van hierdie Jesus ontslae raak. Hy is vir ons 'n bedreiging. Hy is 'n bedreiging vir ons geloof. Hy is 'n bedreiging vir ons godsdiens. Toe staan Nicodemus op en sê, kan 'n mens 'n man oordeel as hy nog nie eens verhoor is nie? Tog tot sy verdediging opgetree. Tog het hy geweet, hier is nog steeds iets in hierdie man, wat ek nie het nie. Maar op een of ander manier moet ek hom verdedig. Maar het nog nie gehad nie. En by die kruisiging van Jesus, lees ons dat Nicodemus gekom het, met salf, om die liggaam van Jesus te salf, te balsem, vir sy begrafenis. Hy was daar. Hy het respek vir Jesus gehad, maar nie om te groei. Dis die verskil. En in samelewing vandag leef ons met mense saam, en jy ken jou waarskynlik baie van hulle, wat respek vir hom het, maar nie ken. Wat respek vir hom het, maar nie glo nie. Respek vir hom het,
hy toegelaat het, dat hy jou 'n nuwe mens maak. Jy ken ook sulke mense. Jy leef altyd, en jy is heel waarskynlik een van hulle, ek weet nie, ek ken jou nie. Maar jy vanmôre dalk hier so sit. Jy het respek vir God. Jy het respek vir Jesus, jy het respek vir die Heilige Gees. Maar nog nie toegelaat dat hy jou lewe kom verander. Geestelik herbore, geestelik gebore, is 'n geestelike beginsel, dis nie 'n fisies iets wat gebeur nie. Dis nie 'n kassasieklas wat jy loop en jy skryf eksamen, jy slaag die eksamen en jy is nou deur, dus jy. Nee, iets moet hier binne gebeur, iets moet verander, jou lewe moet verander. En mense sal dit sien, hier is anders. Sy taalgebruik was so brutaal gewees. Hoor jy wat sy taalgebruik nou is? Hy gebruik nie meer daai woorde nie. Hy het hierdie vreeslike goed gedoen, en hy doen dit nie meer nie. Dis nie meer dieselfde persoon nie. Sy het verander, is 'n nuwe mens. Hele nuwe gedaante. En dis wat die Here doen. Dis nie jy met 'n nuwe blaadjie omgeslaan. Dis nie jy met 'n nuwe besluit geneem. Dis nie jy met besluit dat ek gaan nou beter lewe leef nie. Dis nie wanneer God werk, kan geen mens dit keer nie. Hy kom verander ons. Hy kom maak jou 'n nuwe mens. Hy maak jou 'n nuwe skepsel. En die probleem is in ons tyd, dat baie mense, soos wat Jesus gesê het, elke die kwaad doen, haal die lig en kom nie na die lig nie, want sy werke nie bestraf kan word nie. Hy wat die waarheid doen, kom na die lig, sodat die werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Dat God se lig, God se Heilige Gees, in jou lewe kom skyn. En jy het besef, ek is 'n sondaar. Ek is 'n slegte mens. Ek is 'n sondaar. Ek het 'n redder nodig. Ek het vergifnis nodig. Ek het nodig dat my sondes vergewe word. Here Jesus kom doen dit. En dis so eenvoudig soos dit. Maar die mense in die duisternis liewer as die lig. Want hulle werke is boos. En so wil hulle nie draai na hom toe nie. Hulle is vasgevang deur die werke van die bose. Vasgevang om nie die besluit te kan neem en te sê, Here, kom maak my anders, kom maak my nuut, kom maak my 'n nuwe mens nie. Vasgevang in slegte gewoontes, vasgevang deur die bose. Kan dit niks anders sê nie. Kan dit niks anders noem. Vasgevang deur die bose en wil nie vrykom. Godsdienst is 'n probleem in ons tyd. Waar godsdienst mense vashou, dat hulle nie gered word nie. Ek het my kerk en ek het my dominee, ek is gekraktiseer met al dit. Maar nie gered nie. Verlore. Verlore. In duisternis. Dis 'n geestelike gebeurtenis wat in plaas vind. En Jesus het gekom om die werke van die bose te verbreek. Maar jy moet toelaat. Jy moet toelaat dat Jesus jou moet vrymaak. Hy gaan nie teen jou wil in nie. Jy moet kom sê, ja Here, hier is hy. Maak my vry. Ek is moeg van die roulewe. Ek is moeg van die sukkel. Ek is moeg van die nagte en rondrol. Moeg van die bekommernisse wat ek saam met my dra. Kom maak my vry. Kom maak my los van. Dat my geestelik herbore word, gebore van bo. Dat God die werk kom doen in my lewe. En my 'n nuwe mens. Sien, jy kan besluite neem elke jaar. Ek gaan 'n nuwe lewe begin, 'n nuwe blaadjie omslaan en dit gaan nie werk nie. Die tweede dan jaar hier dan se verby. Maar beter in jou gewoontes. Tensy die Here jou vrymaak. Tensy hy jou 'n nuwe mens maak. Jy moet hom toelaat.
Jy moet hom toelaat. Kan ek vanmôre vir jou by jou pleit? Wie jy ook al mag wees. As jy dalk in 'n posisie is waar jy voel, maar ek het geen hoop vir die toekoms nie. Ek sien die lig nie. Alles is net om my duister. Ek nodig om uit die duisternis na die lig toe te kom. Na Jesus toe. Hier is lekker lig wat ek staan. Maar Jesus het 'n beter lig. Stap na hom toe. Kom na hom toe. As jy wil lig gee in jou lewe, jy hoop kan kry weer vir die toekoms. En as dit 'n besluit van jou kant af, maar jy net sê, ja, Jesus, Jesus, kom verander my, maak my 'n nuwe mens. Al wat jy hoef te doen. Hy wil hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En daai ewige lewe is 'n lewe waar jy geestelik herboor is, van bo, van God af gebore is. En dis wat hy doen. Jy hoef dit te verstaan nie. Jy weet waar jy wil. Jy verstaan nie waar jy vandaan kom nie, waar jy gaan nie. Maar jy aanvaar. Die wind van God se gees is vir jou hier om oor jou te waai. En jy weet nie hoe skep jy. Nie vra nie. Ons kan nie altyd vir alles verklaar nie. Maar sien, as ek en jy God kon verstaan het, dan is hy nie meer God nie. As ek op 'n boksie kan sit en dis hoe hy is, dan is hy nie meer God nie. Hy is buite jou en my begrip. Dit is groter as wat jou denke is. En jou my denke is. Maar as ons kan probeer verstaan en om uit te redeneer. Hy is groter as dit. Hy moet meer word. En ek moet minder. Kom ek bid vir jou. Ek wil jou vra vanmôre, en wil jy ooit toe is. As jy vanmôre dalk hier sou sit en jy sê, dit wat Nicodemus ervaar het, dis nie waar ek is. Ek is op dieselfde plek as daai man. Verstaan nie die geestelike dinge glad nie. Al wat jy vanmôre moet sê is, Here, help my om dit te verstaan. Help my verstaan die geestelike, daarom van bo gebore te word, om wedergebore te word, om 'n nuwe mens gemaak te word. Help my dit te verstaan. Help my om dit aan te gryp, en toe te laat dat U my verander, in 'n nuwe skepsel maak, 'n nuwe mens maak. Weer hoop kry in die lewe, ewige lewe, in Jesus. Kom vanmôre, Here Jesus. Kom vanmôre en werk in harte en in lewens. Ek nog nie verstaan nie. Ek wil jou vra, terwyl jy daar so sit, die oë is toe. Ek kyk nie rond nie. Is daar iemand wat vanmôre sê, ek is daar, ek is soos Nicodemus, ek verstaan nie goed nie. Maar ek wil dit verstaan, ek wil, Here help my om dit te verstaan. Nie net jou hand opsteek, nie gaan vir bid. Steek nie jou hand op en sê, ek bid vir my, ek is een van die ouens, ek verstaan nie. Ek sien dat, Nou nog iemand. Ek sien jou, ek kom maar by jou handen wat sak, dankie, ek sien dat, dankie. Is daar nog iemand? Regtig vir jou intree in gebed vanmôre, dat die Here regtig sal doen, 'n groot werk in jou lewe doen. Jou verander, jou nuwe mens, 'n beter mens. Jy ken jouself, jy is onverbiddelik, jy haat, jy is kwaad vir alles en vir almal. En Jesus wil jou 'n nuwe mens maak. En jou vry maak daarvan. As bindinge op jou lewe, en dat die bindinge ontbreek vanmôre nie, in sy naam. En 'n nuwe skepsel. Is daar nog iemand? Steek nie jou hand op vandag, ek sal vir jou bid. En dat sal. Here Jesus, ek het gesien hoe hulle reageer. En dis net U alleen wat daardie harde hart kan sag maak, 'n vleeshart kom gee, soos die profete van gepraat het. Hy kliphart kom uithaal, 'n hart van vlees gee, wat sag is, ontvanklik is, teer, rein, skoon gewas. Dis net U wat dit kan doen. En ons kom bid môre, Here Jesus,
selfs hulle wie skaam is, selfs hulle wat nie die moed het nie, selfs hulle die weer die bose verduister word om nie die waarheid te sien nie, dat hy vir hulle verligte oë van hulle verstand sal gee, dat hulle sal kan sien en weet, Jesus het gekom om verlore mense te soek en te red. En eers môre hier om dit te doen. Dankie Jesus. Dankie. Ek kom doen dit nou.